Hallo daar en baie welkom. Is julle gereed? Ons gaan vandag op 'n vinnige maar fascinerende reis deur Suid-Afrika. Ons gaan kyk na wat die plek so uniek maak, van sy wonderlike mense tot hoe ons almal 'n bietjie veiliger kan wees. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Goed, so kom ons begin met daai een groot vraag. Wat maak Suid-Afrika nou eintlik so spesiaal? Wat is dit wat die land so anders maak? Is dit die mense, die ongelooflike landskappe? Wel, vandag gaan ons saam 'n paar van daardie antwoorde probeer vind. En vir my begin alles by die mense. Dis die ware hartklop van Suid-Afrika. So hierdie eerste deel gaan alles oor daardie lewendige, diverse mengsel van kulture wat die land definieer. Dis die kern van alles. Julle het seker al die term reënboognasie gehoor, né? Dis so 'n pragtige en gepaste manier om die land te beskryf. Dink net daaraan, al die verskillende kleure van 'n reënboog, elkeen heeltemal uniek op sy eie, maar saam vorm hulle iets asemrowends. Dis presies wat Suid-Afrika se mense is, eenheid in ons diversiteit. En kyk hierna, 11. Dis nie net 'n nommer nie, dis hoeveel amptelike tale ons in Suid-Afrika het. 11. Dit sê so baie, né? Dit wys jou net hoe diep die respek vir elke enkele kultuursistem in die fondasie van hierdie land ingeweef is. En wat is nou 'n beter manier om 'n kultuur te ervaar as deur sy kos? Onmoontlik, né? Van daai reuk van 'n braai wat op 'n Saterdagmiddag in die lug hang, tot 'n lekker warm bord pap met sous, daai soutige biltong wat jy nie kan neersit nie. En natuurlik, wie kan nee sê vir melktart of malvapudding? Dis die smake wat ons by mekaar bring. En net soos kos, het sport 'n ongelooflike krag om mense hier by mekaar te bring. Man, die gevoel in die land wanneer die Springbokke speel, dis elektries. Of ons nou skree vir hulle, of 'n potjie sokker, netbal of cricket kyk, daai passie vir sport is iets wat ons regtig almal deel. Dis 'n reuse deel van ons nasionale trots. Maar wat hou hierdie diverse nasie nou eintlik by mekaar? Op die ou end is dit die eenvoudige goed, die basiese waardes. Hierdie morele lesse, om te deel, om eerlik te wees, geduldig en vriendelik te wees, dis is die gom wat keer dat alles uitmekaar val en ons help om in harmonie saam te leef. Reg. So, ons het gekyk na die dinge wat ons saambring. Nou, kom ons kyk 'n bietjie dieper na wat mense glo. Want daai diversiteit stop nie by taal of kos nie, dit strek ook na ons oortuigings. Kom ons verken 'n paar van die gelowe wat deel is van die reënboognasie. Elke geloof het mos sy eie spesiale simbole, tekens wat 'n diep betekenis dra. Kom ons kyk gou na 'n paar wat jy dalk sal herken. Ons het die kruis vir die Christendom, die Dawidster vir Judaïsme, die sekelmaan en ster vir Islam en die simbool vir Hindoeïsme. Elkeen vertel 'n unieke storie. Hierdie tabel gee ons net 'n vinnige, respekvolle opsomming. Vir Christene is die geloof in een God en Jesus sentraal. Moslems onderneem weer 'n tyd van vas tydens die heilige maand van Ramadan. Dan is daar die pragtige konsep van karma in Hindoeïsme, die idee dat goeie dade goeie dinge na jou kant toe bring. En ons kan natuurlik nie die tradisionele Afrikaanse gelowe vergeet nie. Dis van die oudste geloofstelsels ter wêreld en eer die diep band met voorouers. Daar is soveel rykdom in hierdie oortuigings. En hierdie aanhaling uit die Baha'i geloof bring ons eintlik perfek terug by ons tema van eenheid. Luister net hierna. Alle mense is gelyk en daar is net een God. Sjoe, dis 'n kragtige boodskap, né? Dit ekho deur al die verskillende kulture en oortuigings wat ons vandag verken. Goed, ons het nou gepraat oor kultuur en geloof, die dinge wat ons saambind, maar om 'n goeie gemeenskap te wees, beteken ook ons moet na mekaar se welstand omsien. So kom ons skuif ons fokus na iets baie prakties, veral hier in ons sonnige land, en dis hoe om veilig te bly terwyl ons pret het in die water. Hier is dit, die belangrikste reël van almal. As jy net een ding onthou, laat dit hierdie wees. Die allerbeste manier om jouself teen verdrinking te beskerm, is doeteenvoudig om te leer swem. Dis 'n vaardigheid wat letterlik jou lewe kan red. As jy by 'n swembad is dit eintlik baie maklik om veilig te wees. Maak seker 'n volwassene hou 'n oogie, moenie rondhardloop of anders stoot nie, en baie belangrik, die woord help is net vir regte noodgevalle. As ons almal by hierdie eenvoudige reëls hou, kan almal die water geniet. Maar riviere, damme en die see, wel, dis 'n ander storie. Hulle het al eie stel gevare. Jy moet altyd bewus wees van jou omgewing.
Kyk uit vir bote, toets die diepte voor jy sommer induik en wees verskriklik versigtig vir sterk strome. Veiligheid eerste, altyd. Ek's mal oor hierdie idee. In plaas van 'n lang lys van moenies, is hier 'n positiewe kontrolelys vir jouself. Vra jouself hierdie 3 vinnige vrae voor jy in die water spring. Dit gee jou die mag om self 'n veilige besluit te neem. Dis slim, né? En dit bring ons aan die einde. So ek los julle met hierdie gedagte. Hoe kan jy vandag 'n goeie vriend wees? Deel wees van hierdie wonderlike reënboognasie en terselfdertyd 'n veilige swemmer wees. Dink 'n bietjie daaroor. Baie dankie dat julle saam met my hierdie stukkie van Suid-Afrika verken het.